Wonderlike goeiemôre, weer eens vanuit Villiersdorp in die Wes-Kaap. Ek wil toch net hier in die begin van die videoetjie vra dat u maar sal subscribe, soos hulle in Engels sê, sal registreer. Druk op hy knoppie, ook die enetjie wat so lyk vir like, want dit veroorsaak dat die woord uitgaan na meer mense toe en voor meer mense verskyn. En dis toch wat ons graag wil hê. Ek kry nie geld vir hierdie uitsendings nie, vir hierdie lering nie. Dit is nie my eerste belang nie, of enigszins belang nie, want ek dink ek moet iets soos 1000 intekenare hê, voordat ek sal geld kry. So, dit is nie my doelwit nie. My doelwit is om hierdie woord te versprei, die goeie evangelie, die ewige evangelie, die egte evangelie. Wat sal jy sê as ek vir u vanmôre sê dat jy reeds met God versoen is? Ek gee nie om wat jou situasie is vandag. Ek gee nie om hoe groot sondaar jy is. Dis jammer as jy 'n groot sondaar is. Want jy leef in onkunde, jy leef in 'n dwaal. Want daar is eintlik nie meer iets soos 'n sondaar nie. God het reeds almal versoen, of het met almal versoen. Wat sal jy sê as ek vir u sê dat selfs die owerhede, magte, kragte, wat in hoë plekke sit en waarskynlik nog geweldig beheer en invloed het in hierdie lewe en op hierdie planeet, dat ook hulle versoen is met God. Nou wil ek 'n derde stelling maak, en ek gaan hierdie 3 stellings vir u nou kwalifiseer uit die skrif uit Kolossense 1. Jy kan so lank soontoe blaai as jy 'n Bybel byderhand wil hê. Wat sal jy sê as ek vir u sê dat behalwe dat ons reeds met God versoen is, dat selfs die owerhede, magte en kragte met God versoen is, dat daar net een lewe in hierdie heelal is. So alle forme van lewe wat bestaan, of dit nou menslik, natuurlik, plante, die diereryk, die geestelike wesens, die magte, die kragte, demone, die duiwel, alle lewe kom uit God. Wow. Daar is net een lewe, want daar is nie 'n standpunt, daar is nie 'n regverdiging vir die idee dat enige ander lewe in kompetisie met God se lewe kan wees nie. Daar is nie aliens iewers, vreemde wesens, wat nie hulle lewe van God ontvang het nie. Sou vreemde wesens bestaan ander dan engele, demoniese magte en kragte, wat ons glo wel bestaan. Lewe kan wel verduister word. Lewe kan wel verdraai word en verkrag word en misbruik word. En blindheid het wel oor ons gekom, selfs as mens. Die evangelieverkondiging, die verkondiging van die goeie nuus is juis om blinde oë oop te maak. Ons is oorgebring van die koninkryk van duisternis na die koninkryk van lig. Die evangelie is om die lig bekend te stel en om vir mense te sê, dis die evangelie, dis die goeie nuus, sodat die skuils, die skille van die oë kan afval en ons realiteit kan sien. Kom ek lees vir u Kolossense 1 vanaf vers 13 tot 20. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy praat nie hier van iets wat gebeur het nadat jy die evangelie gehoor het, of nadat jy goeie preek gehoor het, of nadat jy gebore is. Hy praat van iets wat gebeur het lang voor jy bestaan het selfs. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis, ja. Vers 15, hy is die beeld van die onsienlike God. As jy wil weet hoe lyk God, hoe is God, wat is sy aardse natuur, kyk na Jesus. Die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskapye en owerhede en magte,
Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Daar is geen lewe buite God nie. Wat Jesus gekom het om te doen, soos hy in Johannes ook op 'n stadium sê, is: Vader, ek het gekom om aan hulle die liefde wat U vir my het en in my geplaas het, met hulle te deel, want hulle is blind. Hulle verstaan dit nie, hulle ken dit nie. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand, en hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente, die ekklesia, die uitgeroepenes. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Want het die Vader behaag dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Ons is reeds versoen. Dis die evangelie. Nou onmiddellik gaan mense die label, die etiket, universalisme, uitgooi asof dit die grootste vals leerstelling is wat verkondig kan word. Nou daar is 'n vals klem op universalisme. As Jesus Christus en sy bloed, sy gestorte bloed, sy sterwe aan die kruis nie sentraal staan in jou evangelieverkondiging nie, dan is jy besig met dwaalleringe. Maar dit wat Jesus gedoen het aan die kruis, het universele implikasies. Daar is 'n universalisme ingebou in dit wat Jesus gedoen het, want toe hy gesterf het, toe sterf die ganse mensdom, die ganse ou skepping. Toe hy opstaan, toe staan 'n nuwe skepping op 'n nuwe nasie. Kan 'n nasie gebore word in een dag? Amen, yes, dit het 2000 jaar gelede gebeur. Al wat oorbly, is die vraag, hoekom die magte en kragte dan nou nie Jesus dien nie? Hoekom is hulle buite beheer oënskynlik? Kom ek terug na my argument toe, dat vir 2000 jaar het ons nie hierdie egte evangelie, hierdie autentieke evangelie verkondig nie. Ons het met sedepreke, morele lesse en motiveringsboodskappe gekoppel met 'n ontsnappingsmentaliteit, dat hierdie wêreld raak slegter en slegter, die aarde raak slegter en slegter, die kerk raak slegter en slegter, die groot afval is op ons, die groot verdrukking is op ons, Jesus kom tog net en red ons. Dis 'n valse evangelie, dis 'n valse verwagting, dis nie die blye hoop, die lewende hoop wat die vroeë Christene gehad het nie. Ons wag vir die verskyning van Jesus in en deur sy liggaam. God se hoop en God se vertroue is die liggaam. Jesus, in hom woon die ganse volheid en hy is die hoof van die liggaam, en is deur die liggaam dat God die wêreld weer gaan herstel in goddelike orde. Dis veronderstel, die gemeente is veronderstel om die prisma van God se heerlikheid te wees, se veelkleurige wysheid en heerlikheid, sodat selfs die owerhede, magte en kragte gekonfronteer sal word met dit wat uitdrukking vind in die liggaam van Christus. En so sal hulle ook in orde kom. So sal hulle weer 'n ware plek kry. So sal hulle ook verlos word van die duisternis. Al dink hulle is hoe slim en hoe sterk en hoe magtig, hulle sal ook buig voor Jesus Christus. Gewilliglik. Want jy kan nie sê Jesus is Here behalwe deur sy gees nie. En selfs die owerhede, magte en kragte sal éventueel voor hom buig. Bietjie langer is normaal, maar ek dink nodig. Ek praat volgende keer met u.